Jy en ek staan dikwels voor 'n winkelrak veral by suiwelprodukte en besluit dan om 'n gesonde opsie te kies. Kyk na die etiket, maar verstaan nie altyd wat presies op hierdie etiket aangedui word nie. Nou dis waaroor ons vandag gesels en dit is etikettering op suiwelprodukte met Jompie Burger. Jompie, is ek reg as ek sê, hier staan ek voor die etiket en ek weet nie presies waaruit alles bestaan en waarom dit nodig is nie. So hoekom is etikettering belangrik? Lisa, dit is 'n samestelling van verskillende aspekte wat jy op 'n etiket sien. Nou, dis 'n verfynde kuns en ons weet dit dat die persone wat die produkte verkoop eintlik blootgestel word aan 'n wêreld van bemarking om seker te maak, want natuurlik, dit is 'n baie kompeterende wêreld en elke persoon of verwerker wil sy etiket van so 'n aard hê dat hy daai kompeterende voordeel bokant sy kompetisie het. So al hou dit hom net 'n maand of 3 maande, daar is groot ekonomiese waarde daarin. Maar die doel van die etiket, volgens die regulasie en die gepaste wette, is dat jy mag nie die verbruiker mislei nie. So dit is baie interessant, wat gebeur is, jy sien baie keer omskrywing van produkte en die aanbied daarvan by wyse van voorstellings, en dit is so fyn en dit is so goed gedoen dat jy maklik geflous kan word as jy nie weet waarmee jy besig om. Waarna kyk jy eintlik nie? So dit word streng beïnvloed deur wetgewing uiteraard, maar daar's altyd, soos die Engelse praat van die soeke na loopholes, daai gapentjies wat daar is van hoe kan ek die verbruiker aan my kant kry. So die vertrouenswaardigheid van 'n produk sal hom altyd deurtrek, maar op 'n dag as jy dit nie reg doen en eties korrek nie, dan haal dit jou tog maar in. Ek dink wat die inligting aangaan, moet ons so half onderskei tussen basiese produkinligting wat ons op die produk sal kry. Dit sal nou vir jou die naam gee van die produk, die klasbenaming, en jy sal kan weet die oorsprong van die produk as 'n voorbeeld, en dan kan jy kyk na aspekte soos wie is die verspreider en sovoorts, basiese inligting wat jy daar kry. Maar die ander ding is die voedingswaarde komponent, wat dan gewoonlik op die agterkant van die etiket aangedui word. So as jy nie baie ingesteld is op die nutriëntwaardes nie, dan kan jy maklik geflous word wat op die voorkant van die verpakking staan. Veral, onthou ons is baie gesteld, baie mense hou van laafvet produk of geen vet, en dan sal tot 'n medium vet of 'n volroom produk, en dan kry jy nog die hoë vet wat deesdae baie groot gunsteling is. Dubbelroom. Waarvan ek een groot voorstander is. So dit is die voedingswaarde, dis die basiese inligting, en dan kyk ons na daai ruimte wat toegelaat word vir bemarking. En ook holisties, as mens kyk na die kollektief, is dit belangrik om die beeld van die suiwelbedryf uit te dra, in belang van die primêre sektor en die sekondêre bedryf, en dan ook vir die kleinhandelaar, om die boodskap wat jy op die verpakking gee, van so 'n aard te gee, dat mense belangstel in suiwel, dat hulle kan half op 'n ontdekkingsreis gaan oor die waarde en die voedingswaarde, die goedheid van suiwel. So, maar, terug by, jy weet, mense is kreatief in hulle denke, en almal soek daai geleentheid om net so 'n bietjie voor die ander te wees, en daai is die wêreld van probleme. So, en die wet is tog duidelik, nie net die wet op voedingsmiddels, skoonheids- en ontsmettingsmiddels nie, maar ook die wet op landbouprodukstandaarde verbied die misleiding van die verbruiker. Kom ons praat 'n bietjie oor daai misleiding. Ons kyk na hierdie sogenaamde peselhappies of iets soos 'n jogurtstafie. Dit het nou suiwel in. Kan dit misleidend wees? Daar is sekere produkte wat nie onder die suiwelregulasies val nie, maar dit resulteer onder die wet op voedingsmiddels se etiketteringsregulasies. So dit is eintlik geklassifiseer as 'n voedingsmiddel. Maar die suiwelhappies per se versus, kom ons sê, yoghurt, dit word onderskeidelik voor voorsiening gemaak in die landbouprodukstandaarde regulasies. So jy kan nie die twee verwar nie. 'n Suiwelhappie, of soos hulle in Engels praat van 'n dairy dessert, of soos wat ons verbruikers dit ken as 'n dairy snack, as jy nou in die jeugklas kyk wat is die alternatief, is nie dieselfde as die klasbenaming vir 'n yoghurt nie.
Maar tog, as jy op die rak kyk, dan staan hierdie produkte by mekaar. Dit skep dieselfde beeld asof dit moontlik kan yoghurt wees, maar dit is inderdaad nie. En ek dink dit is belangrik dat die verbruiker sal kan die onderskeid tref, deur te verstaan, wat sê die klasbenaming. As daar nie staan yoghurt nie, beteken dit onder andere, daar's nie daai microbiologiese, die microlading wat ons daarin wil hê van 10 tot die mag 7, wat yoghurtkulture is nie. Met ander woorde, dit het ek wil amper sê, 'n boodskap van 'n stuur van gesondheid, goed, want dit is goed vir jou maagflora, en die yoghurt se proteïenwaarde is uiteraard hoër as in die suiwelhappie, en sowel as wat die suiwelhappie dalk die Engelse praat van constituents, daai gedeeltes van suiwelkomponente het, is dit nie by wyse van spreuke 'n yoghurt, nog steeds nie, want onthou jy kan in 'n suiwelhappie nie dieselfde mikrolading kry nie, met ander woorde, daai produk kan nog steeds met hitte behandel wees, eintlik om enige mikro in die proses te dood, waar daar kan wees, of dit mag 'n mate van lewendige yoghurt bevat. So dit by mekaar gesit, kom die verbruiker en hy sien hierdie produk en dit lyk vir hom soos 'n yoghurt, die prys lyk heel kompeterend, dis baie goedkoper dalk, en dit gaan oor ekonomiese omstandighede ook. Jy weet, wat kan 'n ma koop vir haar kind wat nog steeds voedingswaarde het, en dan moet hy ook kyk, jy weet, baie keer is 'n yoghurt net 'n rapsie te duur, veral as jy 3 kinders het wat in skool toe gaan, maar daai goed gegewe, moet die yoghurt nie kan gesien word of gekoop word, of die dairy snack as 'n yoghurt nie. So gaan lees maar die etiket. Gaan lees, maak seker, spandeer bietjie tyd, en weet wat jy koop. En dit is belangrik. Ek dink mense moet daai onderskeid kan tref. Wat gebeur op die oomblik in die wêreld? Wat kan jy ons vertel? Ek kan sê, Lisa, ons wetgewing word tans hersien. Ons kyk wat gaan internasionaal in die wêreld aan. Maar een kommerwekkende aspek, ek dink wat ons nou moet kyk, is wat nie aldag die in die kalklig kom nie, is die saak van wat die Engelse noem die cellular agriculture. Met ander woorde, suiwelkomponente soos lactoglobulien en proteïenwaardes wat nou soos in jou wy voorkom, daardie goed word nagemaak of nageboots met die idee om dit in die laboratoriums te maak. Dit is met ander woorde nie werklik suiwel nie, of daar kan selfs wel ander komponente vervaardig word, maar daai komponente gaan figureer iewers, en dit word deel van die suiwelproduk. Met ander woorde, jy gebruik hierdie laboratorium vervaardigde goed om werklike suiwel mee te vervang, wat eties nie waar is nie. Jy kan nie dit doen en dit dan nog steeds suiwel noem nie. So ons is in hierdie gemengde wêreld waar ons nou kyk na wat hou die toekomsfonds in. Hoe moet ons regulasies skryf, want alreeds in lande soos Amerika word dit toegelaat, nie in Europa nie, hulle hou voet by stuk, dat dit nie wel die geval kan wees nie. En dan is daar 'n codex standaard spesifiek wat kyk na, soos jy, dit staan die General Standards for the Use of Dairy Terms, suiwelterme. Wanneer kan jy 'n suiwelterm op 'n produk gebruik en wanneer mag jy nie? Wanneer is dit weer by die aspek van misleiding? So die goed by mekaar gesit, moet ons nou ons regulasies skryf dat dit vir die toekoms gaan voorsiening maak en seker maak dat hierdie nuwe tegnologie wat na ons kant toe kom, en dis nou nie net suiwel nie, onthou sien dit in die vleisbedryf ook, hierdie nagemaakte cellulêre produkte, dat dit nie verwar word met die werklike aspek van suiwel nie. Goed, so wat wil jy vandag vir my eintlik sê? Ek dink die verbruiker moet regtig waar op die uitkyk wees. Hulle moet bewus wees daarvan dat die georganiseerde suiwelbedryf, dit sluit die primêre en sekondêre bedryf in, kyk definitief na al hierdie aspekte van regulatoriese belang en die wetstoepassingskomponent daarvan om seker te maak dat die verbruiker geniet die voordeel van gesonde suiwel. Die wêreld is baie kompleks, die wetgewing is baie gefragmenteerd en ons probeer die goed soort van navigeer en stuur in die regte rigting om seker te maak dat die stert nie begin die hond swaai nie. Dit is vir ons krities belangrik. Jompie, baie dankie. Ek dink jou boodskap is baie duidelik en ook vir my en vir ons kykers en luisteraars daar buite, wees bewus van dit wat jy koop.